Vriende, ons gaan dadelik aan. Dominee Johnny, ek gaan nou nie meer verwelkom nie. Jy is nou al lid deel hier van ons. So dit is altyd lekker om vir julle ook hier te hê. En Dominee Jurgie sluit ook by ons aan een van die dae. Hy is ook nou, word ook nou hier by ons lidmaat. So kom ons gaan dadelik aan, vriende, en ons is besig met die groot tema van Kersfees, of kom ons sê die geboorte van die Here Jesus. Ons het gesê dat ons gaan die Desember maand gebruik om in te fokus op hierdie geleentheid. En ons het met u reeds gepraat oor hierdie wonderlike boodskap van Jesus se koms na die aarde, en ons het reeds nou na vandag het ons 3 boodskappe afgehandel, en dan sal ons volgende week, of hierdie week komend, die Kersdiens, die 4de boodskap wees. Almal het ons gesê om so 'n bietjie die Kersgedagte, die geboorte van Christus uit te bou. Om so 'n bietjie vir jou 'n ander insig te gee in dit. En kom ons gaan kyk gou net, wat het ons reeds gesien? Vriende, ons het gesien, as ons terugkyk, dat die geboorte van Christus was die belofte. So wanneer ons dink aan die geboorte van Christus, wat is dit? Dis 'n belofte van baie oud in Genesis 3 wat waar geword het. En daarom is dit so 'n groot geleentheid vir ons om hierdie geleentheid ook te vier. Maar laasweek het ons ook gesê, wat is die geboorte van Christus? Dis die inkarnasie, dit is die Immanuel, dit is God wat kom mens word. En vriende, dit is 'n groot gedagte. En as ons dink aan wat ons sê, dan behoort hierdie geloof wat ons aanhang vir ons 'n ernstige saak te wees. Kom, ek gaan dit weer vir julle herhaal. Moet weet ons te doen met God wat kom mense word. En vriende, ek wil vandag vir julle sê, God was baie ernstig om vir jou en vir my te red. En ons moet baie ernstig wees om hierdie God wat ons gered het, met alles in ons te dien. Nou vriende, soos ons vir gesê het, gaan ons vir saam lees vanoggend se gedeelte van ons 3de boodskap wat hierdie geleentheid moet uitbou uit Johannes hoofstuk 8. Johannes hoofstuk 8. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, vriende, ter wille van tyd. So ek gaan vir u lees tot daar by ons teks van oordeenking. So u kan die hele Johannes 8 gaan lees. Maar ek wil tog vir die agtergrond gee van waar ons uitkom by dit wat ons doen. En ons tel Johannes 8 op by hierdie oorspelige vrou. Nou verstaan ek nie hoekom die Bybelvertalers nie daarin gesit man en vrou nie. Asof net sy nou skuldig was nie. So kom ek stel dit vir reg, die oorspelige man en vrou. En dis wat nou gebeur het. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het hulle gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle in laat staan, sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. En toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. Kom ons druk die pausknopie vir 'n oomblik daar. Het jy opgemerk dat die God van die hemel en aarde in Exodus met sy vinger die wet skryf op die kliptafels? Daai selfde God in die vorm van die Here Jesus, daai selfde vinger skryf nou weer in die sand. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf een vir een weggegaan, van die oudste tot die laaste toe. En Jesus het verskoon tog, van die oudste tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. En toe Jesus hom oprig, en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou?
Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Nou in daai agtergrond van hierdie situasie, kom ons in vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Net tot daar die woord van Here. Ek sê, u kan die hele gedeelte gaan saamlees, maar dit is die agtergrond, en dan kom Jesus en hy gee vir hulle nou, wil half sê, die antwoord op dit alles. Ek wil aan vir u voorhou, vriende, soos ons die geboorte van Christus uitbou, oor Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Vriende, ek praat met u in ons derde boodskap oor die lig vir die wêreld. So praat oor die belofte, die inkarnasie en nou die lig vir die wêreld. Vriende, ons lewe met baie fisiese lig om ons. As jy van die satelliete af kyk, wat baie ver hiervan is, dan is daar sekere stede wat jy kan raak sien vanaf die satelliete. En dit is omdat daar so baie lig is. Maar vriende, die lig waarvan ons hier praat, gaan oor ander lig. Dit gaan oor 'n geestelike lig. Dit gaan oor die binnekant van die mens. En vriende, al het ons baie lig om ons, is daar 'n duister kant van die mens wat binne in die hart van die mens skuil. En daardie duisternis is dig. Daardie duisternis is oorweldigend. Daardie duisternis beheer alles en almal wat daaraan behoort. Juis in daai gedagte kom Jesus en hy sê, ek is die lig van die wêreld. So wat is hierdie tyd wat ons vier? Dis 'n belofte wat waar geword het. Dis God wat mens word. Dis God wat nou die lig van die wêreld word. So vriende, wanneer ons praat van lig, dan is daar outomaties iets wat teenoor lig staan, en dit is natuurlik duisternis. So wanneer ons in 'n donker plek is, wat regtig donker is, dan is lig jou vriend. Nou vir u wat al ondergrond was op die myne, dit is die donkerste wat jy kan kry. As jy 2-3 kilometer onder die aarde is, en jy is daar diep in die werksplek het, wat jy partykeer 4-5 kilos moet uitgaan om in die werkplek te kom, en die krag gaan daar af, en jou battery gaan af, daardie donker daar, is van so 'n aard, jy kan dit vir niemand beskryf tot jy dit nie self beleef het nie. Maar wanneer jy daar ou klein lig hier op jou hoed aansit, dan is daar weer hoop. Duisternis is oor die wêreld. En die enigste lig wat die duisternis kan verdryf, is die lig wat van God kom. So ek gaan vandag met u praat oor 3 hoofgedagtes, maar nou moet jy kyk, mooi kyk, ek gaan baie skote uit die heup uit vir jou moet skiet, om hierdie gedagtes uit te bou. So ek wil weer vir jou nooi, as jy dit nie kry nie, kry die PowerPoints, luister weer na die boodskap, maak aantekeninge, want weer sê ek wil die 3 hoofpunte met 'n klomp gedagtes uitbou, baie kort, maar is op PowerPoint, ek stuur dit vir jou met liefde. So kom ons begin, wanneer ons praat oor die lig, dan moet ons natuurlik begin by hoekom lig nodig is, en daarom begin ons by die duisternis. Kom ons noem dit die tragedie. Ek het vir julle gesê in die vorige boodskap, dit is die grootste tragedie wat hierdie wêreld ooit getref het. Dit is 'n geestelike duisternis waarmee u en ek gebore is. Want as ons lees in Genesis, dan sê hy, as jy die dag van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. En ons weet, die mense het geëet en het nie gesterwe nie. So waarvan hy gepraat? Hy het gepraat oor 'n geestelike sterwe, 'n afsny van God, 'n verwydering van God, en dis waar die mens is, in daardie duisternis, as gevolg van die sondeval.
Die vriende, duisternis het begin reeds na die val, lees ons binne enkele teksverse van die eerste moord. En dan begin hierdie sonde eskaleer soos 'n sneeubal. Hy word al groter en groter. En nie lank in Genesis dan lees jy die verhaal van Noag. En dan spring jy nou 2000 jaar later en jy lees in die evangelies dat soos in die dae van Noag, so sal dit wees in die laaste dae. Vriende, wanneer ons dink aan Noag in sy dae, met die duisternis wat daar was, dan wil ek vir sê, vandag is hy groter en wyer as ooit, want ek weet nie hoeveel mense was op die aarde daai tyd nie, maar vandag is hier biljoene wat in duisternis lewe. En daarom, vriende, is hierdie die groot tragedie. En die Bybel skroom nie om dit by die naam te noem nie. Die wêreld is in duisternis gedompel, nie omdat daar nie lig is nie, maar omdat God uitgesluit is. En daarom kan baie mense in die lig lewe, maar duister wees in die hart. So ten spyte van al die tegnologiese vooruitgang van die mens, en het gaan met geweldige spronge, die afgelope 50 jaar, dit is eintlik skrikaanjaend om te sien, teen watte spoed tegnologie ontwikkel. En u en ek, wat die wederkomsboodskap ken, sal weet dat tegnologie ontwikkel teen 'n geweldige tempo. Hoekom? Om juis dit as 'n stuk gereedskap in die hand van die vyand te sit, op die laaste van dae, om sy wil uiteindelik te doen. So ten spyte van al die vooruitgang, ten spyte van al die moderne dinge wat daar is, sit ons met duisternis. Die duisternis is nie om ons nie, die duisternis is in ons. En as hierdie wonderlike evangelie van Christus, die wonder begin daarmee, wanneer ek kan erken, dat ek het hier binne 'n duister kant, en dis waaroor hierdie tyd van die jaar gaan, oor die geboorte van Christus. So kom ons gaan na hierdie, en ek gaan vir 'n paar skote so uit die heup uit gee, om vir hierdie intensiteit van die duisternis te skets. Onthou ek sê weer sê, dis 'n intense duisternis. Kom ons begin deur te sê, vriende, hierdie duisternis is universeel. Die duisternis waarvan ons praat is universeel. Dis 'n toestand wat almal getref het. Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en die sonde die dood, en die dood, luister mooi, tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Vriende, die duisternis waarvan ons praat is universeel. Dit diskrimineer nie op grond van jou geslag, of van jou kultuur, of van jou kleur, of van waar jy bly nie. Dis universeel, dit raak almal. Daardie universele toestand, vriende, mis nie een van ons nie. Maar ons sê, vriende, dat hierdie universele toestand het die mens baie diep kom raak. Hier in die hart van die mens. Onthou die woord sê, u en ek is gees en siel en liggaam. In daai orde, net so gee die skrif het. So wat is die kern van jou bestaan? Waar is die oorsprong van die duisternis? In jou gees. Diep in jou wese. En daarom vind ek, dit is waar die verdorwenheid van die duisternis begin is in die hart. Bedorwe is die hart, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Wie kan dit ken? Vind ons almal universeel sit met 'n hart wat verdorwe is. 'n Hart wat verduister is, 'n hart wat van God geskei is. Jesus self het gesê, want van binne in die hart kom hierdie booshede na vore. Iemand het gesê, duisternis is nie 'n identiteit, nie 'n daad nie, maar dit loop uit op dade. So wat is ons identiteit waarmee ons gebore is? Die van 'n
duister identiteit. As jy daar 'n babatjie wat so mooi kan glimlag en wat so begin loop en wat woordjies begin sê en wat kan kleuter word en skool toe gaan, hulle almal is verdorwe in die hart. Nou moet jy mooi luister. Ons is nie sondaars omdat ons sonde doen nie. Ons doen sonde omdat ons sondaars gebore is. Hier diep in die hart, dis waar dit begin. Dit gaan na die hart toe. Maar dit stop nie daar nie, vriende. Dit kom na die verstand toe. Jy sien, hierdie hart is my kern, nou stoot dit op, soos iets wat oorkook, en dit gaan na my siel, en wat is my siel? Dis my gedagtewêreld, dis my emosies, dis my wil, dis my siel. So kyk nou hier vanuit die hart, kook hy nou oor, en ons sien dat die mens is verdorwe in sy verstand. Verdorwe in sy verstand, Efesiërs 4 vers 17. Hy sê, ek betuig dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasheid van hulle gemoed, mense wat verduister is in die verstand, vervreemd van die lewe van God. Dis die wêreld waarin ons lewe, vriende. Romeine 1 vers 21, hy praat oor hierdie wêreld wat God geken het, maar hulle wou hom nie ken nie, hulle wou hom nie leer ken nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Met ander woorde, dit raak ook die verstand van die mens. Die mens kan dit nie verstaan nie. Die mens kan nie raak sien dat hy 'n probleem het nie, want die verstand is verduister deur die donkerte van sonde. En dis wat ek vandag weer wil skets, die erns van die saak. Die verstand is verdoof, vriende, maar ook die wil. Omdat die wil deel van die emosie is en die duisternis in die hart is, oorkook in die siel, wil die mens God nie dien nie. Johannes 3 vers 19. Hulle het die lig gesien in Christus, maar hy sê, maar hulle die duisternis liewer gehaat as die lig. Hulle die duisternis liewer gehad as die lig. Dit is 'n keuse wat hulle gemaak het. Hulle wil het gekies. Daar is Barabbas. Daar is Jesus. Wie wil hê moet ons hulle vrylaat? Luister mooi. Gee vir ons Barabbas. Laat hom gekruisig word. Die lig was daar. Hulle het uit sy hande geëet. Hulle het gesien hoe hy wonderwerk op wonderwerk verrig. Hulle het gesien hoe hy dooies opwerk. Maar die wil van die mense is so deurdrenk met sonde en die duisternis, dat hulle sê, weg met hom. Laat hom gekruisig word. Maar vriende, hy gaan verder as hy vir ons sê, daarom is die mens geestelik dood. Dood, hy is geskei van God. Daar is nie kontak met God nie. God is hierdie kant en ons is daai kant. Daar is 'n gewellige groot kloof wat ons van mekaar skei. En ons staan onder die oordeel. Efesiërs 2 vers 1 praat van, hy sê, julle wat dood was, hy praat met kinders van God, julle wat dood was deur julle sonde en misdade. Maar hulle dan gelewe, ja, dis nie die lewe waarvan hy praat van daardie verhouding met God. Julle wat dood was in julle sonde en misdade. Kolossense 2 vers 13. En julle wat dood was deur die sonde en misdade en onbesneedheid van julle vrees. Nou moet jy mooi kyk, vriende, 'n dooie kan nie hoor nie. 'n Dooie kan nie reageer nie. 'n Dooie kan nie 'n keuse maak nie. 'n Dooie kan homself nie lewend maak nie. Dit is ons toestand waarmee ons gebore word. In duisternis. En uiteindelik, vriende, hierdie duisternis bly onder God se oordeel. Hierdie duisternis, solank die mens in die duisternis gehul is, gaan hy in sy onder God se oordeel staan. Esegiel 18 vers 20, die siel wat sondig, die moet sterwe. Nou luister mooi, die seun sal nie die ongeregtigheid van sy vader help dra nie, die vader sal nie die ongeregtigheid van sy seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees en die goddeloosheid
van die goddeloos sal op hom wees. Jy sal so voor God gaan staan, as jy sterwe in hierdie duisternis. Johannes 3:36 praat oor hulle wat nie in die Seun van God glo nie. Hy sê, die toorn van God bly op die. Romeine 1 vers 18, gaan lees hom weer in sy konteks, oor dit wat ons om ons sien gebeur elke dag. Lees jy daarvan, en Dr. John MacArthur het gesê, die geslag waarmee ons sit, wat hierdie dinge bedryf waarvan hy praat in Romeine 1, beleef die oordeel van God, because God gave them over. Want die toorn van God word van die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense. Duisternis sal gestraf word. As jy hierin sterwe, dan het jy 'n groot probleem. En vriende, u en ek staan nie neutraal nie. Of jy's in die duisternis, of jy's oorgebring na die kant van die lig. Maar dis al wat ek en jy in gemeen het. Ons almal het dit in gemeen. Elkeen in die wêreld. Hierdie duisternis het gekom en soos 'n veldbrand met wind agter, alles in sy pad vermink en almal ingeneem, waarvan ek en jy deel is. Verstaan jy die duisternis? Verstaan jy nou die boodskap van Jesus as die lig, die wonderbaarheid daarvan? Maar kom ons gaan aan na die tweede gedagte toe, en ek gaan met u praat oor die inwerk en die deurwerk van die tragedie. Sien dit is nie neutraal nie. Hierdie duisternis waarmee ons gebore is, hierdie duisternis wat in die wêreld ingekom het na die sonneval, is nie neutraal nie. Dit het ons elkeen beïnvloed, en kom ons gaan kyk hoe dit ons beïnvloed. Dit maak dat die mens geestelike blindheid ervaar. Hierdie duisternis, vriende, bring mense op 'n plek waar hulle blind is geestelik. 2 Korintiërs 4 vers 4, en as jy PowerPoint kyk, daar's baie ander teksverse, maar terwyl van die tyd beperk ek my by een. Die God, kleinletter van hierdie wêreld, het hulle sinne verblind. Paulus praat op die ander kant dat wanneer mense van Jesus hoor en die Gees oortuig hulle harte, hy sê dat so skille wat van hulle oë afval. En hoeveel van ons kan daarvan getuig? Dat ons geestelik blind was. Hoekom? Want as duisternis in ons harte en daai geestelike blindheid kan ons nie keer nie. Hierdie duisternis is nie dat ons God nie kan kies nie, is ons wil God nie kies nie. Ons is geestelik blind, ons sien nie die nodigheid daarin nie. Ons het gewoond geraak aan die blindheid, soos 'n vleermuis in 'n grot. Hy oorleef daar, is soveel mense vandag daar waar hulle kan oorleef in die duisternis. Hulle is geestelik blind. Selfs in kerke. Selfs die hoogreligieuse mens. Selfs die een wat homself spiritual noem. Sonder Christus is duisternis ons deel. Maar kyk hoe werk hy uit. Hy maak die mens geestelik blind. Verstaan jy hoekom mense nie kan sien wat jy sien nie? Verstaan jy, met mense kan praat oor die evangelie, hulle kan dit nie sien nie? Want daar is 'n geestelike blindheid wat jy moet gaan veg in gebed, dat die Here hierdie blindheid sal ophef. Maar tweede, wat maak hierdie tragedie van sonde? Dit veroorsaak sonde en morele verval. Vriende, ons sien dit voor ons oë afspeel. In 2025 en 2026 as die Here wil, sien ons in ons oë afspeel dat ons in die wêreld op 'n tyd is waar die wêreld sê, soos Jesaja 5 vers 20, waar hulle goed sleg noem en sleg goed noem. Nou, jy almal weet waarvan ek praat. Ons lewe nie onder 'n klip nie. Ons lewe met die media in ons oë en ons ore. As jy vandag 'n kind van God is, wat glo in familiewaardes, wat glo aan reinheid en glo aan afsondering van die Here, dan is jy 'n probleem vir die wêreld. Dis nie goed dat jy so fundamenteel en een rigting en een fokus, dis nie goed nie. Jy moet ruimte hê vir almal. En daarom sien jy die morele verval oral oor. Hulle verstand is verduister.
sê Romeine 1. So dis hoekom ons dit sien om ons vriende. Maar kom ons vat hom nog verder. Hierdie duisternis het nie net moreel vir ons plat verval nie. Dit veroorsaak lyding en vrees en gebrokenheid en siekte en dood en ellende en ons kan aangaan daarmee. Vriende, die wêreld om ons is stikkend. Mense om ons is stikkend. Waarom sal 'n pa 'n dogtertjie verkrag? Waarom sal een 'n ander een se keel afsny? Waarom sal een van 'n ander steel? Waarom sal een die ander so te nakom soos hy kan om hulle te vertrap? Want sonde is ons deel. Die duisternis wat uit ons hart oorkook, vriende, maak dat die wêreld stikkend is. Hoekom is ons siek? As gevolg van die sonde. Sonde het gebring dat goed stikkend is. Waarom breek huwelike op? Waarom is daar moorde soos ons nou weer gesien het? Waarom is daar elke dag moorde in ons land? Want die duisternis is daar. Dis wat duisternis doen. Hy verbreek alles om ons. Psalm 107 sê, die wat in duisternis en doodskade gesit het, gevang in elende en eisters, omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het. Die wêreld gaan dit aan van erg na erger. En die vraag is baie keer in ons gemoed, as ek God was, as u God was, mag dank die Here, ons is nie God nie. Job 10 vers 22 sê, 'n land in donkerheid, soos middernag, van doodskaduwee en wanorde, en dit gee 'n skynsel soos middernag. Vriende, hierdie wêreld is middernagtelik vasgevang in die duisternis van sonde. En hy brei uit na almal. Ons praat net oor die inwerking en die uitwerking daarvan. Dus alles wat ons sien, alles wat verkeerd is, al die chaos, al die ellende, al die rebellie, alles is gevolg van sonde. Duisternis. Duisternis onderhou en word in stand gehou deur die bose. So hoekom floreer hierdie goed? Hoekom word dit al erger? Vriende, ek sê weer eens, Noag se dae was dit boos. Maar vriende, as jy vandag vat waar ons vandag is, wil ek vir jy sê, Moses en sy dae, Sodom en Gomorra en sy dae, is geen kompetisie vir waar ons vandag is nie. Hoe hierdie sonde in die kerk van die wêreld bedryf word. Hoe mense op kansel staan wat in sonde gedompel is. Wat alles reg teenoor die skrif verkondig. Die wêreld is voorwaar stikkend. En wat deur wie word ontstaan gehou? Deur die wêreldsisteem. En die wêreld is in die hand van God, kleinletter, sê die Bybel. En daarom het hy alles in sy mag om ons te breinspoel. Hy gebruik die media, hy gebruik elke fliek, hy gebruik deesdae die sosiale media, wat om ons heeltyd te indoktrineer met leuns en met dinge wat verkeerd is. In so mate, vriende, hy maak dit so aanloklik dat die verkeerde begin vir ons reg voel. Die vulgairste wat God in die Bybel oor praat, is vir ons aanvaarbaar. Dit word in ons huise ingerol met 'n sepie, en die oulikste paartjie is daai twee mannetjies, of daai twee vroutjies. Liefde is wanneer jy slaap by elke man wat jy geleentheid kry. Huwelik is nie daar nie, wees vry. En so spoel dit oor, en die duiwel en sy bose geeste hou dit alles aan die gang. Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die wêreldheersers van hierdie eeu. Ons wat gered is, kyk terug in Kolossense 1 vers 13, hy het ons gered uit die mag van die duisternis. Jy sien, vriende, hierdie duisternis is nie net 'n toestand nie, dis 'n koninkryk wat bind.
wat ons vashou met skuld en slawerny. As jy teruggaan na die beeld wat die skrif ons gee, as jy die Jode sien in Egipte, dis die beeld van sonde. Hy maak ons slawe. Die verkeerde word genormaliseer. In die kerk wil mense lidmaat word sonder bekering. Mense wil hemel toe gaan sonder Christus Jesus. Mense wil God behaag sonder heiligmaking. O, vriende, die wêreld is in tragedie en die tragedie werk uit oral. Die duisternis veroorsaak die selfgesentreerdheid, die trots in die hoogmoed van die mens. 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1 tot 5 kan jy gaan lees. Dit is in die laaste dae, kan jy alles lees nie, hy sê, mense, in die laaste dae sal mense liefhebbers van hulle self wees. Jy sien, vriende, vandag is dit me, I and myself. Daarom sê die Bybel, verloon jouself. Hoekom moet jy jouself verloon? Hoekom moet jy dit kies? Hoekom moet jy dit intentioneel doen? Want die oomblik as jy dit nie doen nie, dan vat jy jouself oor. Want dit is die duisternis wat deurgewerk het en ons word trots en hoogmoedig. Ons herken nie ons is verkeerd nie, ons herken nie ons het 'n verlosser nodig nie, ons herken nie ons het sy krag nodig nie, en so brei dit uit in die wêreld om ons. Duisternis is wanneer die mens op die troon van sy hart sit, aan daai plek wat net aan God behoort. Die realiteit van duisternis was en is vandag om ons en in so baie van ons. En daarom onthou ons die moederbelofte wat gegee is. Duisternis is in die laaste plek hier, is geestelike apatie. Sien, nou moet jy mooi verstaan. Ons kan gered word, kom ons vat hom so, vanuit die duisternis, kom red die Here ons, en hy kom plaas ons op die rots Jesus. En almal wat dit ondervind het, sal weet, jy begin op die regte voet. Wanneer jy masseer, begin jy op 'n spesifieke voet. Wanneer jy 'n opdrag kry, as jy drill, begin dit op 'n sekere voet. As jy met die Here Jesus versoen is, begin jy op die regte voet. En jy wil die waarheid doen. Jy wil die Gees behaag, jy wil Jesus behaag. Maar soos ons toelaat dat die bose weer invloed op ons kry, gedagtes wat inkom, ding wat ons sien, ding wat ons hoor, ons hart wat verlou, kom duisternis selfs in die kerk van die Here in. En staan Jesus soms buite sy eie kerk en sê, kyk, ek staan en ek klop. As iemand hoor en die deur oopmaak, vriende, in konteks van Openbaring 3, praat hy nie met 'n wêreldling, hy praat met die kerk van die Here Jesus. Dat een ek, as ons nie baie naby aan Jesus loop nie, en jy 'n afstand begin kry, sal die duisternis van jou oorweldig. Nee, hy kan jou nie terugsleep hel toe nie, maar hy kan jou so oneffektief maak as wat hy kan, en is alles die werk van die duisternis, dat mense geestelik apaties staan. Ek het nie 'n saak met die kerk nie. Ek het nie 'n saak met hoe ek lewe nie. Ek het nie 'n saak nie. Soveel mense is daar binne in die kerk. Wys vir jou hoe die duisternis weer gekom het. Ons noem dit vleeslikheid. Hoe die vleeslikheid weer inkom en die kerk word 'n grap vir die wêreld. Mense word 'n kopskit vir die wêreld. En Here Jesus wat ons gered en verlos het, moet dit aanskou en daarmee saamlewe. Maar vriende, ek het nou vir die duisternis geskets. Ek het hier gewys hoe dit nou deurwerk na die mens toe, hoe dit deurwerk na die hele wese van die mense in die wêreld, en dis waar ons sit, en in daardie donker, duister prentjie, soos ek gewys het in voorheen, en ek het meer volledig gewys, ek gaan nou net aanraak, kom die belofte van die lig. En ek gaan almal vir julle sommer net so saamgee, ek gaan nie eens hulle almal behandel nie, maar daar is soveel profeseë, wat sê die lig gaan kom. Jesaja 9 vers 1, die volk het 'n groot lig gesien. Waar is Jesaja geskrywe? 700 jaar voor Christus, profesie, hulle het 'n groot lig gesien. Hy word genoem die lig van die nasies. Jesaja 42 vers 6 en 7. Jesaja 49 vers 6. Hy is die lig vir die nasies. Nie net vir die Jode nie, vir die nasies. Sy heerlikheid as lig, Jesaja 60.
Maleagi, die laaste profeet, skryf van die son van geregtigheid wat vir ons opkom. Alles verwys na Jesus. Die Here as my lig en my heil, sê Dawid in Psalm 127, praat van hierdie heil wat sou kom. Almal profeseë oor die lig wat sou kom. Omdat ek dit reeds in detail behandel het, gaan ek nie daarby stil staan nie, maar ek wil kom by die derde en die vierde en die laaste gedagte. Ons het nou die duisternis gesien, hoe die duisternis nou deurgewerk het vanuit die hart in die mens na die wêreld. Die wêreld is duister. Wat kan ons daaromtrent doen? Absoluut niks. Die enigste wat iets kan doen is God. En hy beloof vir ons deur sy profeseë jare en jare en jare voor die tyd van die lig wat sou kom. En dank die Here, ons herdenk in hierdie tyd weer die vervulling van die koms van die lig in Jesus. Ons is weer terug by Jesus wat homself noem, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal nooit in duisternis wandel nie. Kyk mooi, Jesus sê nie ek bring die lig nie. Jesus sê nie ek wys die lig nie. Luister mooi, ek is die lig. Wat Jesus hier doen, vriende, noem ons teologies, hy maak 'n goddelike aanspraak. Wat jy sien in Psalm 27 sê Dawid, Here, U is my lig en my heil. Nou ons praat van heil, praat ons van verlossing, heiland, maar heiland is gebore. Wie is die heiland? Die heiland is die een wat die heil bewerk. Dawid in Psalm 27 sê, U, o Here, is my lig en my heil. Vir wie, na wie verwys hy? Na Christus wat sou kom. Hoekom kan hy dit doen? Want hy is God wat kom mens word het. Immanuel, tweede boodskap, God wat kom mens word het. Maar vriende, nou kom Jesus en hy is hierdie lig en hy kom soos Jesaja gesê het en hy is daar in Jerusalem en wat is die reaksie op die lig? Hulle verwerp dit. Soos ons vir u vroeër genoem het, hulle verwerp dit. Hulle verwerp die lig. Hulle kies weer eens die duisternis. Verstaan nie hoekom ons praat van die totale verdorwenheid van die mens. Die totale duister van die mens. En ons kan niks aan dit doen tensy God nie aan ons hartdeure kom klop en die lig van Christus vir ons bring nie. My derde gedagte hier gaan ek nou moet uitbou vir jou. Die lig van Jesus doen baie meer as sig gee. Paulus sê dat wanneer ons gered word, dan val die skille van ons oë af. So wanneer jy nou sukkel met 'n familielid of met 'n broer of 'n suster of 'n ma of 'n pa of 'n boetie of 'n sussie of 'n vriend wat nie kan sien wat jy sien nie, dan bid jy Here dat U die skille van sy oë sal afhaal, dat hy kan sien. Want Jesus kom doen baie meer as sig gee, vriende. Inteendeel lees ons op Psalm 36 dat in sy lig sien ons die lig. As dit nie vir hom was nie, vriende, dan het ons nie ooit die lig gesien nie. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na see en ek gaan 'n bietjie uitbrei. Wat doen die lig van Christus? Wat doen Christus wat gekom het? Kom ons gaan kyk. Die lig openbaar die waarheid van ons verlore toestand in ons harte. Vriende, die woord van God, Jesus, wat kom mens word het, kom skyn in ons harte en hy kom leer ons hierdie boodskap, die boodskap van die duisternis in ons eie lewens. Hy kom openbaar vir ons dit alles. Want elkeen wat die kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy werk nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid ken en kom na die lig, dat hy die waarheid openbaar kan word, hulle sal God leer ken. Vriende, dit openbaar vir ons die Here.
hierdie lig, hierdie heiland wat gekom het, werk saam met die Vader, hy werk saam met homself, hy werk saam met die Gees, en hy kom in ons harte, en die woord sê, hy bring skeiding tussen siel en gees, en wanneer hy in ons hart werk, dan sien ons onsself vir wat ons is, verlore sondaars. En soveel mense kan nie daarvan getuig nie. Jy kan nie gered word uit die duisternis as jy dit nie ontdek het deur die Gees se werking nie. Dis so die duister plek waar ons sit en daar voor is 'n liggie. En daai liggie kom al nader en al nader en al nader en jy skielik sien ons hier is hy en daai lig lei ons uit die donkerte, uit die duisternis uit. Dis wat die lig kom doen. Hy openbaar vir ons toestand, want die Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Jy kan hulle nie skei van mekaar nie. Die lig gee vir ons rigting. Hierdie woord het kom vlees word. Hy het die woord, hy is die woord. Hy is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Ons loop met hom op hierdie weg dag vir dag, wandel ons met hom in 'n ander rigting. Uit die duisternis, in die lig, op pad na hom toe, wandel ons met hom. Hy gee vir ons rigting. Waartoe is jy en ek op pad? Ek is op die smal weg, saam Jesus op pad na die hemel. Ek is op die pad van heiligmaking. Ek is op die pad van diensbaarheid. Ek is op die pad van vorming. Dis die pad waarop ek is. Dis die ou pad. Dis die heilige pad. Dis die pad waarop ek is. Dis wat Jesus kom gee. En elkeen wat sy hand in Jesus hand sit, loop daardie pad saam met hom. Maar vind hy die lig doen meer as oortuig. Hy kom werk vir ons vergifnis en redding en die ewige lewe. En dis waarvoor hy gekom het. Ek het gekom om te soek en te red wie verlore is. Ek het gekom om te soek hulle wat in duisternis gevange is. Dis waarvoor hy gekom het. En dis wat hy vandag steeds doen. 1 Petrus 1:23, want julle is nie weergebore uit verganklike saad nie, maar uit onverganklikheid, deur die lewende woord van God wat bly tot in ewigheid. Elke kind van God kan getuig van 2 Korintiërs 4:6. Want God het gesê dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Christus Jesus. Dis hy wat dit doen, vriende. Jy en ek is nie oulik nie. Jy en ek is nie nou geestelik omdat ons gered is nie. Nee, jy was in totale duisternis en sy genade het jou oortuig. Sy genade het selfs vir die vermoë gegee om te kies. Kom jy toe self nie. Want uit genade is julle gered deur die geloof. Dit het julle self, dis 'n gawe van God. Dis 'n geskenk wat hy vir ons gee. Dis wat die lig doen. Maar hy gaan verder. Die lig kom verdryf die vrees. Vriende, as u in die wêreld om u kyk, en u kyk veral na beeldmateriaal van daar in die Midde-Ooste met al daardie lande wat die kerk vervolg en wat dit onwettig maak, en hoe daai mense kniel in hulle oranje overalls, en agter hulle staan die boosheid van self met 'n masker op, dat jy sy gesig nie kan sien nie, met 'n lang mes op die keel, en al wat hulle sê is, vervloek hom. En hulle sê nooit. Jy sien waar die lig kom, word vrees na buite gedryf. Mense wat met Here pad stap is nie bang vir die dood nie. Hulle is nie bang om te sterwe nie. Wie sal ons vrees? Wat kan 'n mens aan my doen? Ek vrees hom wat die siel kan verderf in die hel. Daar in Lukas se verhaal van die evangelies, vriende, die mooi verhaal, toe die engele opdaag, met een staan die Here rondom hulle, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie. En daai gedagte, moenie vrees, jy vind jy reg deur die skrif, veral met Jesus, daar in die storm, in die middel van die nag, in die duisternis is in 3 en 6 die oggend, stap Jesus op die water, wat sê hy vir hulle? Hulle skrik, hulle dog hy's 'n spook, wat sy woorde, moenie vrees nie. Dis ek. En dis wat die Here vandag nog vir sy kinders maak. Jesus, die lig van die wêreld, het vir ons die lig kom gee, en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Vriende, maak nie saak hoe klein jou liggie is nie. As my liggie net so klein is, dan hou hom vas. Geen duisternis in die wêreld kan 'n liggie uitdoof nie. Geen duisternis. Daarom wanneer Jesus in jou hart skyn,
Wanneer Jesus jou kom losmaak het, wanneer Jesus jou Here is vrees na buite. Daarom sing ons, omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Maar vriende, stop nie daar nie, hierdie lig kom werk ook deur jou en my. En dis die wonder daarvan, dat u en ek is God se reflektors. Wat is 'n reflektor? Dis 'n ding wat hulle maak. As jy hom so kyk, dan sien jy net 'n gekleurde stuk glas. Maar die oomblik as ek 'n lig hierop skyn, wat maak hierdie ding? Hy reflekteer. En dis jou en my werk as kinders van God. Ons is nie die lig nie. Maar deur ons kan die lig van ons af reflekteer na ander om ons. Jy sien die woord sê in 2 Korintiërs 4:7, maar ons het hierdie skat in erdekruite. Vriende, ons is niks. Ons is so stikkende erdepotte, sodat die voortreffelikheid van die krag nie mag wees uit ons nie. Ons is maar net stikkende erdepotte, waarin die lig verskyn. Ek het al die kunswerk gesien van hierdie stikkende erdepotte, met krake en gate in. Dan staan hy daar op 'n tafel, en dan binne sit hulle 'n liggie aan. En as jy inkom, sien jy hierdie stikkende erdepot, met die lig in 'n donker plek. Dis jou in my plek. Ons is nie die lig nie. Ons is op ons beste stikkende erdekruite. Maar die lig skyn in ons en deur ons. Efesiërs 5:8, vroeër was julle duisternis, nou is julle lig, wandel soos kinders van die lig. Laat julle lig so voor die mense skyn, Matteus 5:16, vriende, die Jesus skyn deur ons. So ek en jy kan op 'n oop kanaal wees, waardeur hy kan skyn, of ons maak die luike van ons lewens toe, en die lig kan nie skyn nie. Maar hy gaan aan, hy sê, die wat die lig volg, luister mooi, sal nie in duisternis wandel nie. Jesus het gesê, ek is die lig van die wêreld. Luister mooi sy woorde. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duister wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Vriende, is baie eenvoudig. Wandel jy met die Here, dan sal jy met hom in die lig wandel. Laat jy goed van die duisternis toe, begin jy dit akkommodeer, begin jy dit bedryf, dan sê die woord, jy wandel nie meer met die Here nie. Dis wat hy sê. Die wat my volg, sal nie in die duisternis wandel nie. 1 Johannes 2:6, hy wat in hom bly, behoort self ook te wandel soos hy gewandel het. En dit is een ding wat elke kind van God in ooreenstemming het, ons wil soos hy wandel. 1 Johannes 3:3, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Jou reinheid is jou keuse, jou reinheid is jou werk, jou reinheid is jou verantwoordelikheid. 1 Johannes 3:9, elke wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Maar dadelik gaan na rooi lig op en sê, maar ek sondig nog. Ja, ons sondig nog, maar kom ek lees vir jy die good news. Those who are children of God do not continue to sin. For God's very nature is in them, and because God is their Father, they cannot continue to sin. Wat staan in 1 Johannes 3:9? Kinders van God, kinders wat met die lig wandel, sal nie volhard in bewustelike sonde nie. Hulle sal nie. Dit is Jesus se antwoord aan die wêreld. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as daar liefde, kom ons sê vir lig onder ons is en deur ons skyn. Mag die Here vandag hierdie boodskap opnuut in jou hart kom bring. Dis waaroor hierdie tyd gaan. Dit gaan oor Jesus wat kom lig word het. Wat vir jou en my kom red het, wat hom die kans gee, wat deur jou en my wil skyn en ander vir hom wil bereik. Ek het gisteroggend in my stilte tyd het ek net weer bewus geword
van die pad wat die Here met ons elkeen stap, en kon ek weer teruggaan en sê, Here, dankie vir 'n AGS oom, wat my vrou gekonfronteer het by die werk in liefde. Dankie vir 'n NG Kerk man, met naam van Louis Malherbe, wat in ons lewens kon inspraak lewe. Dankie vir 2 NG Kerk lidmate, familie, wat vir ons gebid het, dat die Here ons sal ontmoet. En dankie vir die EG Kerk, wat daar was, toe ons die nood gehad het, om daar te wees, en ons kon drink uit die fontein van lewe. Dankie vir die man wat my genooi het kerk toe. Dankie vir die predikant wat dit gepreek het. Dankie vir die ou takelaar wat my die aand na die Here Jesus toe gelei het. Jy sien, vriende, wanneer die lig deurbreek, kan jy nooit weer omdraai nie. Jesus se woorde, nie myne nie. Wie my volg, sal nie in die duisternis wandel nie. Jesus, die lig van die wêreld. 4 gedagtes het ons gedeel. Die tragedie van die duisternis het ek vir julle redelik probeer skets. Die inwerk en deurwerk van die tragedie van die duisternis, wat ons elkeen beïnvloed, ons ervaar het elke dag om ons, in ons, deur ons. Die belofte van hoop, wat sou kom deur die lig wat sou kom, en dan die geboorte van Christus, sy werk aan die kruis, word die vervulling van die lig, en die koms in die werk van Christus. So vriende, nie een van ons hoef een oomblik verder in duisternis te wandel nie. Inteendeel, hy roep ons vanuit die duisternis na hom toe as die lig. En wanneer jy die lig ontmoet het, dan draai jy jou rug op die duisternis. Jy is nou 'n kind van die koninkryk van die lig. En jou roeping is om te gaan lewe as 'n lidmaat van die koninkryk van die lig. Mag die Here jou en my gebruik om ligdraers te wees en ver weg te bly van duisternis. Amen. Here, baie dankie vir 'n geleentheid soos hierdie om weer hierdie kosbare tyd uit te bou met die wete dat dit wat ons vier, dit wat ons herdenk, is die koms van die lig. O Here, elkeen van ons wat gered is, kan getuig van hierdie ou duisternis waarin ons was. Maar dankie vir u lig wat die duisternis oorweldig het. En dankie dat geen duisternis op hierdie aarde die lig kan uitdoof of skade aandoen nie. Nou kom roep u ons op om te wandel met die lig, saam die lig, om toe te laat om deur ons te skyn en 'n verskil te kom maak in iemand anders se lewe. Here, wees ons in staatstellers. Ons bely dis alleen in u moontlik. Deur u bid ons dit in Jesus se naam. Amen.